Nou ja, weer eens verwelkom ons allemaal hartelijk by Sondagse Kuier om die Woord. Nieuwe formaat, waar ek en Suster Mindy, ek is broer Jan, ons vergeet van pastore. Ek is nie jou suster. Is jy nie my suster nie? Nee. Dis hier by die tafel sit, is jy my suster. Is dit? Dit is vir ons lekker om saam te bedien, en ons bedien al soveel donkie jare saam. Nou, weet julle, die makkelijk, ons gaan nou na 46, 47 jaar se bediening. Het ons baie dinge geleer, baie dinge ontleer en weer geherleer. En ons deel graag met almal, en ook julle wat luister en julle wat kyk, op YouTube en op Facebook en op al die ander plekke. Deel ons graag al die kennis wat ons het van die bediening. En ons roep almal, want almal is geroep vir voltydse bediening. Ons les nommer 1 van ons naders van die woordskool, ons noem dit gereedskapkas of toolbox. Almal is geroep, kom almal sê saam met my. Yes. Almal is geroep vir vir voltydse bediening. Hoekom ek dit sê is, wie al asem? Ek hoop jy vergeet om asem te haal. Die feit dat jy asemhaal, die feit dat jou hart klop, lewe jy. Wie lewe? Wie gee jou daai lewe? Die Hemelse Vader. En solank as dit jy lewe binne in jou het, asem binne in jou het, leef jy voltyds. Vir wie? Nie vir jouself, vir die Here. Die Here leef vir jou. So lief het God jou gehad, hy het sy enige gebore seun gegee. Hy lewe vir jou, sodat jy van hom kan lewe. En daarom leef ons voltyds. Want pastoor, ek het nie 'n preekstoel nie en ek het nie 'n gebou nie. Jy het dit glad nie nodig nie. Jy is die tempel. Jy is die gebou. Die Heilige Gees, die liefde van die Vader is binne in jou. Ja. En oral waar jy gaan, is jy die geestelike boom wat die geestelike vrugte dra, wat liefde is, blydskap is, vrede is, geduld is, vriendelikheid is, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheersing en getrouheid. En dis die vrugte wat die mense in jou lewe, jy is heeltyd tussen mense, kom baie vir my. Nee. Wie mense om jou, dis jou bedieningsveld. Wanneer jy daai vrugte dra, en daai lig is, en daai sout is, en daai liefde is jy besig met voltydse bediening. Amen. Jou bediening het reeds maar begin, en jy weet dit nie eens nie. Sê amen. Amen. Dis die goeie nuus. Pastoor Mindy, jy het vir ons 'n wonderlike reeks lesse begin voorberei. Johannes 17. En ons sien dit is Jesus. Baie ryk. En dit is Jesus wat daar die hoëpriesterlike gebed bid. Hy is die hoëpriester. Hy is ons hoofpriester. Hy het ons gemaak konings en priesters. Amen. Ons is nou die tempels. Amen. En hy is die weg en die waarheid en die lewe wat ons in die tempelbediening ingeneem het. En nou skitter dit skyn ons sy lig uit. Na verlore gaan weg. So hierdie gebed is baie belangrik, pastoor. Hierdie gebed is so diep. Ek weet nie wie van julle ervaar dat jy het hom altyd net gelees en dit was net woorde gewees, maar nou verstaan jy hom dieper en dieper en dieper. Ja. Nou, hy begin sy gebed en dan sê hy, Vader, die uur het gekom. En as jy dieper daaroor dink, dan dink jy dat, wat sal jy doen as jy nou weggaan na 'n ver land toe? Kom ons sê jy emigreer na Amerika toe. Dan roep jy tog jou mense bymekaar, jou familie bymekaar en jy sê vir hulle, kyk, ek wil nou eintlik vir julle totsiens sê. Nee. En dan weet jy het net 'n kort rukkie oor saam met daai mense. En wie is die mense wat jy dan by jou wil hê? Jou eie mense. Jou eie mense, jou eie familie. Nou, Jesus sê, Vader, die uur het gekom. Nou, onthou nou, ek wens ek het nou hier so 'n bord gehad, maar as ons nou die ewige dimensie hierso so kan sien, en hier is die ewige dimensie, dan was daar 'n tydperk wat Jesus uit hierdie ewige dimensie uit
gekom het, gebore is as 'n kind en hier op die aarde kom loop het om die Vader se beeld vir ons te kom wys. En dan nou kom hy hier en hy sê, Vader, die uur het gekom wat my publieke bediening op 'n einde kom en ek gaan terug na die ewige dimensie toe waar die bediening aangaan. Bediening kan nooit ophou nie. Dit gaan aan en aan en aan. Soos wat julle die woord hoor, gaan julle huis toe en die bediening gaan aan in julle gees. Amen. So, maar Jesus sê hierso, Wat mooi is hierso, hy sê die uur het gekom. die uur. Nie die dag nie, nie die week nie, die uur. Aan die ander woorde, hy is nou op die punt om na die 3 dae kruisoperasie te gaan met ons almal. En onthou wat het Jesus gesê vir die ongelowiges wat 'n teken gesoek het. Hy sê geen teken sal aan julle gee op behalwe teken van Jona. Soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die aarde was of in die walvis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die aarde wees. En op 'n ander plek dan sê Jesus, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit opbou. En daar staan daar, hy het gepraat van die tempel van sy eie liggaam. En dan in hoofstuk 14, wat natuurlik 'n aanloop is na hoofstuk 17 van Johannes, sê hy, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my, want hy is op pad waartoe? Met ons almal kruis toe. Amen. So, wat het hy daar gedoen? Hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Nou hier is pragtig. Daar sê hy ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Waartoe is hy op pad? En dan verduidelik hy vir hulle en dan begin hulle nou seker later iets versnap. Want hy sê, niemand kom na die Vader, sê almal die Vader, behalwe deur my nie. Hy praat van die basis van die tempel, want die Vader is waar. Almal van hulle het verstaan in Jesus se tyd, sy disippels het verstaan, die Vader is in die mees heiligste plek in die tempel. Wie snap wat ek sê? En Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe na die Vader. So wat is die pad wat Jesus ons invat? Deur die tempel. Kan julle dit sien? Na die Vader. En nou, die wonderlike ding is, op die dag van Pinkster, Handelinge 2, toe word die eerste gelowiges gevul met die Heilige Gees en word ons van daai tyd af die tempels. So waar is die Vader nou? Wie is nou binne in ons? Wie het Jesus aangeneem? Die Vader in jou is, deur Jesus Christus, is hy binne in jou, want jy is die tempel. Jy sê die tempel word ook genoem, Moses se tabernakel word genoem die tent van samekoms. Sê almal tent van samekoms. Samekoms van wat? Die samekoms waar God Gees se teenwoordigheid die aarde ontmoet of die mens op die aarde ontmoet. Dis wat die tempel was. Die tempel was die samekomsplek. Raai waar is die samekomsplek nou? Binne in my en binne in jou. Wow! En pastoor Lempe hier bid hy as hoëpriester. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek vat julle nou in. Ek maak julle nou dit. Julle word dit nou. Julle gaan nie meer na 'n tempel toe met mense hande gebou nie. Julle self is nou die tempel. En hoor ons waar jy beweeg tempel, is jy in voltydse bediening. Jy is sy priester, jy is sy koning. En jy skyn sy skitter helder lig vir 'n donker wêreld. En weet jy wat is hier die skitter helder lig van hom? Liefde. En liefde is blydskap. Liefde is vrede, geduld, vriendelikheid. Dis wie jy is, dis jou bediening. Hallo al die bedienaars, Amen. kom nou, laat ons skitter. Was toe hierdie gebed is 'n gebed waar hy bid, Here, vat hulle, ons sal later sien, nie uit hierdie wêreld uit nie. Hou hulle in hierdie wêreld, want hulle is die lig van hierdie wêreld. Hulle is my priesters, hulle is my tempels. Mense, kan julle sien, ons is geroep vir voltydse bediening. Amen. Hierdie gebed gaan daaroor, pastoor. Hierdie gebed is vir my so mooi, want hy praat van, hy sê, die Vader het vir my sekere mense gegee. Ek wil hê julle moet mooi luister. Daar's sekere mense wat die Vader vir hom gegee het. Nou wil ek jou 'n vraag vra, ek wil hê jy moet gaan dink daaroor.
En dan kom jy volgende week terug en dan sê jy vir my, wat dink jy daaroor? Het die Vader ook Judas Iskariot vir Jesus gegee? Gaan jou nie antwoord daarop nie. Ek wil hê jy moet daaroor gaan dink. Maar hy sê, die Vader het my vir julle gegee. Ok, kom ons gaan terug na ons toolbox toe. Bekering, Johan, jy ken dit so goed. Bekering, wat dit is en wat dit doen. Wat is dit? Is 'n besluit om te verander. Wat doen dit? Dit verander eienaarskap. Jy behoort aan die Here en daar's 'n verskil tussen jy wat aan die Here behoort en iemand anders wat nie aan die Here behoort nie. Ja, Jesus bid hier spesifiek. Hy bid spesifiek daar vir hulle wat aan hom behoort. Yes. Weet jy, ons het in bediening iets agtergekom. Jy kan met baie mense werk totdat die badhuis toe kom. Wat sê hulle? Wat sê hy? Die koeie. Ek dink dis die koeie. Tot die badhuis toe kom. Kom, julle ken daai Afrikaanse idioom. Tot die donkiehuis toe kom, hoor. Ek weet nie. Maar jy kan werk en daar gebeur niks nie. Wie van julle ken sulke mense? Jy het al vir hulle die woord gebring, jy het vir hulle die vrugte van die Gees gegee. Jy het bedien. Yes. Maar jy kom agter, ek het iets agtergekom in die baie jare van bediening. Ek glo almal behoort seker aan die Here, maar behoort almal aan die Here. Hoe is dit so dat baie mense hoor die woord en die evangelie en word wakker en daar's 'n honger in hulle en hulle volg. En ander kan jy omrol en die kant toe rol en daai kant toe rol. Daar's niks. En ek het baie keer skuldig gevoel omdat ek nie almal kon bereik nie. Ja, ek het ook al skuldig. Jy het ook so gevoel. Wie van julle het al skuldig gevoel? As mense wat jy kry dit net nie reg om hulle. Jy pomp en jy stoot en jy werk en jy lek. Ja. En ons wil nie yskriem Christen maak nie, nee. Maar jy moet behoorlik lek en swat. En tog is daar baie mense wat dadelik onmiddellik, jy het nie nodig om te stoot of te swat nie. Dis asof hulle net los is. Dis asof hulle behoort. Sê almal behoort. Hulle behoort. So ek wil goeie nuus vir jou gee. Wees baie bly nou vanmôre. As daar in jou 'n honger is en jy volg Amen. en jy wil betrokke wees. Jy's God se eiendom. Woord beteken vir jou Amen. iets. Nou moet jy begin smaak. Amen. Dit beteken jy behoort Aan hom. en niemand kan jou van hom af wegvat. Halleluja. Amen. En dan is Jesus hier bid. Amen. Dis vir wie hy bid. Amen. Dis vir wie hy gebid het en wie glo sy gebed is beantwoord. Hierdie gebed se krag is nog steeds besig om te vibreer in hierdie wêreld. Jesus se kragtig. Soos jou gebede wat jy bid, gaan nooit tot niet nie, want dit is gekoppel aan Jesus Christus, want dit is mos in sy naam. En daai vibrasies van daai gebed hou nooit op nie. So weet julle wat? Ons bid die Onse Vader, maar eintlik was die Onse Vader 'n gebed wat oorgegaan het, want hy sê laat u koninkryk kom en net sy koninkryk gekom, jy is klaar gebed. So hierdie hoofstuk 17 van Johannes se gebed, hierdie hoofstelike gebed, is eintlik die gebed waarvoor ons opgewonde moet wees, wat ons self gereeld moet bid of verklaar en sê dankie Here, dis waar. Nou, in Johannes 17 vers 6 sê hy, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Nou wêreld is nie wêreld nie. Dit is mense wat nie in God geglo nie. Okay? Dis nie fisiese wêreld nie, okay? Dis nie 'n aardbol nie. Dis nie aardbol nie. Dis nie die Melkweg nie. Hierdie aarde wat hy van praat is geestelik. Hy praat van 'n sienswyse, wêreldsienswyse. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. Kyk die progressie daarso. Hulle het aan u behoort en toe het u hulle aan my gegee. Klaar die Here behoort, klaar die Vader behoort. En hulle het u woord bewaar. Wow. Daar's mense wat nooit die woord bewaar nie. Dit gaan by die een oor in. Dit gaan by die ander oor uit. Hulle kan dit maar mis
Hulle wil nie die woord hoor nie, hulle is nie honger vir die woord nie. Nou, daar's 'n baie duidelike skeidslyn wat hy sê, U het vir my daai gegee wat aan U behoort, en omdat hulle aan U behoort, daarom behoort hulle aan my, en omdat hulle aan my behoort, bewaar hulle U woord, Ja. en Hulle hulle is ontvanklik vir die woord. Hulle vat daai woord. Hulle is Ja. God se eiendom. Jy is God se eiendom. So wie sal nie vir die woord? Amen. Wie het al hoor in die hart? Amen. So rejoice, begin dans, spring op die stoel, dans. Nou het ek goeie Dit nuus vir beteken jou. jy behoort. Nou het ek goeie nuus vir jou. As jy eiendom het, Antoinette, jy het eiendom. So, dit behoort aan jou. So as iemand aan jou eiendom vat, dan gaan jy opstaan en jy gaan dit verdedig. Ja. Ons is God se eiendom. Hy sê julle is 'n koninklike geslag, 'n priesterdom, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde. Nee, dis 1 Petrus. Nee. Ja. Nou, so as iemand aan jou vat hulle aan God. Dit is altyd lekker om so Sy ou eiendom. oud te hê. Amen. Dus as jy vat aan my, dan vat jy aan my ou oud. Amen. Of die ou moet sê, vat aan my klein boetie, dan vat jy aan my. Yes. Nou, dis wat die Here sê, vir Amen. die vyand. Amen. Amen. So, daai mense wat so 'n bietjie jou sleg behandel en jou so 'n Wat bietjie skurf is met jou. cheap vat, soos die Engelsman sal sê. Hulle moet versigtig wees, Ja. want jy is die Here se eiendom. Yes. Jy behoort aan hom. Amen. Gaan julle dit onthou? Amen. Kom ons rejoice, kom ons wees bly. Amen. En kom ons hou op om hartseer te wees. Okay, daar is in 'n mate hartseer en daar's 'n soort van jy gaan in barensnood vir ander mense dat hulle die lig sal sien. En ons bid Efesiërs 1, Vader, open die oë van hulle verstand dat daar lig sal kom, dat hulle sal sien. Ons sal dit nooit ophou doen nie. Sê amen. Maar moet ons nou gaan erg skuldig voel as mense nie loskom nie? Is nie ons besigheid nie. En daar is iets, Kom ons gaan aan met die mense wat wil loskom. daar is iets soos om tot ziens te sê. Toe Jesus die nag voor hy verraai het, die nagmaal bedien, toe sit ou Judas ook daar, ewe breed. En hy sê, een van julle sal my verraai. En julle ken die storie. Maar nadat Jesus die stukkie geneem het en dit vir Judas gegee het, toe sê hy vir Judas, gaan. En wat jy wil doen, gaan doen dit vandag. Is die enigste disipel wat Jesus voorgesê het, gaan. En hy het dit bedoel op 'n manier wat hy het hom nie werk gegee nie, hy het gesê, gaan. Ja. Partykeer moet jy vir mense kubai sê en sê, jy mag maar gaan. Gaan maar. Amen. Want jou fellowship wat jy met daai persoon het, moet opbouend wees. Dit moet jou nader bring na God toe. Moet jou nie wegtrek van God af. Amen. So, ons gaan aan hier. Kan ek net gou weer 'n bietjie hier kyk. Nou weet julle vanaf vers 7 dat alles wat U my gegee het, van U afkom. van U afkom, hy praat met die Vader. Yes. Want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. En dis dieselfde woord wat ons nou hoor vanmôre. En hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Wie van julle hoor die woord vanmôre? Amen. Wie erken hierdie woord? Dat dit kom van die Vader. Dis nie Jan of Niempie se woord nie. En dan in hom, dis hierdie woord, was lewe. En die lewe was die lig van die mense. Dis Johannes hoofstuk 1 vers 4. In Jesus was die lewe en die lig. En dit is die woord. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig. Wat is duisternis? Geen kennis van Christus, van die Vader. Dis donker gedagtes, dis donker, dit is vreeslik.
Dis om alles, dis wêrelds. Dis met. Dis 'n plek waar jy geen begeerte het of honger het vir die Here nie. Maar prys die Here vir die lig wat begin skyn. Maar almal wat hom aangeneem het, dis Johannes 1:12. Halleluja, Wat Jesus pastoor die Jan. woord aangeneem het. Halleluja, pastoor Jan. As jy die woord aangeneem het, jy moet dit aanneem. Amen. Dis soos kos wat ons voor jou sit. Jy moet dit vat en jy moet dit sluk, jy moet dit aanneem. Anders kan dit jou nie red nie. Jy moet dit vat. Jy moet sê, ja, ek vat dit. Ek neem dit aan. Ek maak dit my eie. En dan sê hy aan hulle wat dit vat, Yes, aan hulle. gee hy mag Amen. om sy kinders te wees. Amen. Daar's jou eie So wat dit sê, kinders, omdat jy die woord kinders hoor, ons dink jy, wow, God noem homself Vader nou, familie. en ek is sy kind, so dit gaan nou na familie toe. Amen. So ek is nou in sy huweliksverbond, sy kind, in sy familie. Hulle wat in sy naam glo, en nie uit die bloed of uit die wil van die mens of die wil van man nie, maar uit God gebore is. En dan sê hy, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. En nou, die Heilige Gees nou binne in my en binne in jou, terwyl jy die woord hoor, begin jy soms sy heerlikheid weer sien en ervaar, deur hierdie woord. Jy aanskou dit. 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou gaan ons terug na Johannes 17, vers 19. Hy sê, ek bid vir hulle, Vers 9, nie 19. ag, ekskuus, vers 9. Sien, dis ook ons 2 moet wees. Ja. So, nou kan ons met die foute verminder. Okay, Ek bid vir hulle. Ja. Ek bid nie vir die wêreld nie. Nou hierdie wêreld is die Griekse woord kosmos, en as ons die definisie daarvan verstaan, soos ek het vir julle verduidelik het verlede Woensdag, die 3 verskillende Griekse woorde wat ons in die Afrikaanse Bybel net wêreld vertaal is, as vertaal sien. So ons verstaan nie dieper betekenis nie. En so baie van die mense wat ook nou baie gemistas het met hierdie September storie van die 23ste en 24ste. Wie van julle het gehoor daarvan? Ja. Wie is bly, julle is nog hier? Amen. Ek sou bly gewees as ek weg was, ja. Maar weet jy wat? Maar het ons nou vir julle vinnig, kom ons noem dit net vinnig weer, daar's 3 Griekse woorde. Die eerste ene wat ons gedoen het is oikomene. Oiki, ek dink altyd aan 'n oiki, jy weet, of dis 'n klein varkie of so iets, dis ook die woord onthou. Oikomene beteken landstreek, nie aardbol nie. So as die Bybel dan sê die wêreld vergaan, dan beteken dit die aardbol gaan tot nie. En dis waar die groot mistasting gekom het. En dis waarom daar sulke harde tale gemaak is en so baie mense in die harnas ingejaag is. En so baie skandes gekom het oor die koninkryk toe 'n sekere befaamde groot gees wat nou 'n kerksman ook is, verkondig het dat dis nou die laaste dag, die 23 en 24 gaan ons weg is. Het dit toe gebeur? Ek is so bly want ek kon ek daarom verjaar die 26 was. Maar hier nog op planeet Aarde. Dan wil ek so graag in die hemel bou vir jou. Maar mense kan julle sien, die groot mistasting kom omdat hulle dink dis die aardbol, die planeet wat tot niet gaan. En wanneer hy dan praat van wêreld wat niet gaan, dan staan daar altyd oikomene, wat beteken is 'n landstreek wat tot niet gaan, of 'n regering van 'n sekere landstreek wat tot niet gaan. Hallo? Jesus se oordeel dan ook oor die Fariseërs, Sadduseërs, die valse priesters van daai tyd, hulle wat hom gekruisig het. Hy het van hulle gesê, tempel gaan vernietig word en julle ook. Het dit gebeur? Ja. Die oordeel het gekom. Oor wat? Oor 'n regering. Nie oor die aardbol nie. Want ons moet kyk wêreld, die Griekse woorde. Hierdie in spesifiek. Nou hierdie spesifieke Griekse woord, die tweede een, is kosmos. En soos ons verduidelik het, almal van ons lewe in ons eie wêreld. Party van julle is groot rugby mense. Jy leef in 'n rugby wêreld. Ander sê nee, ek is 'n sokkerman. Jy leef in jou eie wêreld. Ja, ek sien dadelik die mense wat in die rugby wêreld is, kyk neer op die mense wat die sokker, en die sokker kyk neer op die mense. Jy sien, ons leef in ons eie wêrelde. So leef ons in ons eie godsdienstige wêreld, ons kerkwêrelde.
Ons eie wêrelde, sê die wêreld. Verstaan julle wat dit is? So wanneer hy praat van kosmos, dan praat hy van so 'n tipe wêreld. So wanneer hy praat hiervan, ek bid nie vir die wêreld nie, dan sê hy ek bid nie vir die mense wat hierdie bose sienswyse het, soos ek dink hy verwys in groot mate na die Fariseërs, die Sadduseërs, die kerk wat nou sy disippels gaan breed vervolg, soos hulle hom nou ook gaan kruisig. As jy dit eenvoudig wil verstaan, mense wat vyande is van die kruis. Ja. Korrek. As jy 'n vyand is van die kruis van Jesus. Want jy is dan daai wêreld sienswyse, want jy is teen. So mense wat teen geloof is in Christus Jesus, nie lewe in hulle eie wêreld en hulle is geneig om mense wat in Jesus wêreld leef te vervolg. En dan die derde Griekse woord is aion, wat beteken wat? Kom, wie kan my gou sê? Aion beteken bedeling. 'n Bedeling. Toe Jesus nog nie daar was nie, was hulle in die ou bedeling. Toe kom Jesus en toe kondig hy die nuwe bedeling aan. Hy sê bekeer julle, bekeer beteken metanoia. Verander julle sienswyse, want die nuwe bedeling, die nuwe koninkryk is nou hier. Verander jou sienswyse nou. Van die ou bedeling, sê almal ou bedeling. Nou vertaal die Afrikaanse Bybel dit as wêreld. En nou as hulle sê die ou bedeling gaan tot niet, dan sê die Afrikaanse Bybel die wêreld gaan tot niet. En dan kom mense soos hierdie befaamde sanger en sê dis die einde van die aardbol. Mense, die Bybel sê nooit nêrens is die einde van die aardbol nie. Dis die einde van 'n bedeling of 'n sienswyse of 'n regering, 'n leierskap. Amen. Jesus is nou die nuwe regering, die nuwe leierskap. Dit het klaar aangebreek meer as 2000 jaar gelede. Ons is nou klaar binne in dit. Amen. Rejoice. Ek wil gou teruggaan hier na Johannes toe, Johannes 14, waar hy sê, vers 23, as iemand my liefhet, moenie jouself blaf nie. As jy God liefhet, sal jy sy woord liefhet. Want die woord is Jesus, stem julle saam? Amen. Hy sê, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En dan sal my Vader hom liefhet. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. Het Judas Iskariot die woorde van Jesus bewaar? Nee, hy het 'n ander agenda gehad. Baie keer kry jy mense het 'n ander agenda. En die agenda kan 'n politieke agenda wees, dit kan 'n agenda wees wat selfsugtig is, dis vir myself, ensovoorts. So, hy sê, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Hy sê, so as julle my liefhet, sal julle my woord bewaar. En as jy die woord bewaar, het jy 'n verantwoordelikheid om die woord te doen. Dit help nie. Jy sê net soos 'n papegaai wat op 'n stokkie sit. Ek het die Here lief, ek het die Here lief, ek het die Here lief, ek het die Here lief. Maar jy leef soos 'n ongelowige. Jy leef in die wêreld. Jy leef vir jou eie vleeslike begeertes. Nee. Dan het jy nie die woord van die Here lief nie en jy bewaar dit nie. Elkeen van ons, as jy die woord hoor, dan skaaf die woord jou en die woord sê vir jou, daai dingetjie wat jy doen, miskien is jy van daai mense, as jy jou vinger raakslaan en jy slaan 'n spyker in met die hamer en as jy dit doen, dan ryg jy so 'n paar Franse woorde uit. En van 'n kolom, wat ook al. En jy sê daai woorde, ning, en die Heilige Gees sê dadelik vir jou, nee man, nee, nie so leef nie. Dit is nou maar een voorbeeld. Baie mense het 'n probleem om goed te vat wat nie aan hulle behoort nie. Nee? Baie mense het 'n probleem met allerlei goed. So elke keer wat jy die woord van die Here hoor en jy bewaar daai woord van die Here in jou hart
en jy oordink dit dag en nag, dan skaaf dit jou en dit sê vir jou, daai dingetjie daar wat jy daar doen, hou op om dit te doen, want dis teen die woord van die Here. Ja, die woord het krag in homself, want die woord is wie? Jesus. Amen. En Jesus sê in Johannes 6, as julle my eet, het julle die ewige lewe. Daarna verwys hy na homself as die offerlam. En as jy die offerlam verstaan wie hy is dan, die woord, dan besef ons, die lam is gebraai, hoe? Is hy gekook in water? Nee, hy is vir vuur gebraai. Nou, al julle boere en Afrikaners is plesierig. Almal wat in ons land is, wat ook al vleis braai. Ons is ons lief vir, ons is 'n vleisbraaiende nasie, né? Ons ken braaivleis, wie ken braaivleis? Nou, ek kan julle almal blinddoek. En dan kan ek vir julle die vleisgeregte bring. Die een klomp vleis is opgekook, en die ander het ek oor die rooster gebraai. En dan gaan ek vir julle almal vra, en nou gaan julle fyn proevers wees. Jy is geblinddoek, jy sien nie wat jy eet nie, maar proe wat jy eet. Wie gaan die verskil kan proe tussen kookvleis en braaivleis? Ek sal. Hoekom? Want jy proe die vuur in die vleis. Nou die lam wat geslag is, moes ook vuur gebraai word. En dit maak dit vir my so mooi, want Johannes die Doper sê, ek doop julle met water. Maar hy wat na my kom is groter as ek. Hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Mense, hierdie woord is nie net alleen nie. Die Heilige Gees is by hierdie woord en op hierdie woord. Hy plaas die vuur in hierdie woord. Jy eet die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is. Wat jy het nou gesê, wanneer 'n mens die woord eet, dan skaaf dit jou. As jy die woord eet en die woord vir jouself vat en jy neem dit aan en jy koester die woord en jy oordink die woord soos Psalm 1 dag en nag. Wat se woord eet jy? Jy eet die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is. Ek wil vir julle sê, wanneer jy hierdie boodskap van vanmôre vat byvoorbeeld en dit eet en dit koester, is vuur in hierdie boodskap. Daar's vuur in jou gedagtes. En daai vuur wat jy in jou gedagtes kry en jy koester dit, daai vuur brand al die nonsens gedagtes uit, al die kaf gedagtes uit, en dit maak jou kop skoon. Dit skaaf jou skoon. Amen. En omdat jy die woord lief kry en al meer lief het, begin die woord in jou opstaan, die Heilige Gees woord. En jy weet dan, jy behoort aan hom. Amen. Jy is sy eiendom. Halleluja. Amen. En dan is jy daai boom wat geplant is by waterstrome wat vrugte gee op die tyd wat dit nodig is. En jy is in voltydse bediening en jy dra die vrug van die Gees. Want wat die kop van vol is, loop die mond van oor en jou lewe kom. Jy het gesê doen, né? Sy pastoor is altyd op my keus, of die woord doen, of die woord doen. Want dis Jakobus sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat jy self dan bedrieg. En as jy die woord begin doen en toepas in jou lewe, dan is jy gelukkig met wat jy doen. Want jy is in voltydse bediening. Almal van julle is geroep daarvoor. Klaar. Amen. Jesus het gebid in hierdie oorpriesterlike gebed vir voltydse bediening vir ons. Amen. En moenie verbaas wees as daar mense is wat jou haat nie. Ja. Daar's mense wat jou nie kan uitstaan nie. They don't Want hulle is like van 'n ander you. politieke party. They don't like you. Moenie verbaas wees nie. Peter sê, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging wat oor julle losbars, Of iets vreemd oor asof julle kom. iets vreemds oor julle kom nie. Want party mense gaan nie van jou hou nie. Hy sê hierso, dat as ek is hierso in Johannes 14 waar hy sê as hulle my haat, dan haat hulle ook my Vader. So as hulle jou haat hulle Jesus wat binne in jou is. Ja, maar dit is nie en persoonlik hulle haat ook
Ja. die Vader wat jou gestuur het. Ek gaan nou vir julle daai spesifieke vers gee. Maar as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde gebly het. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê. En julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Wauw, al die vriende waar van ons. Amen. Vriende van Jesus. Amen. Amen. So moenie verbaas wees as daar mense is wat jou haat nie. Ek gaan nie verder daarop uitbrei. Daar's mense wat jou nie kan uitstaan nie, omdat die gees wat in jou is, hulle hou nie van die gees wat in jou is. Hulle kan dit nie uitstaan nie. Nou, dit vat ons weer terug na die lig en die duisternis toe. Die duisternis hou nie van die lig nie. Duisternis hou nie van die lig. En duisternis is vreeslik, teenoorgestelde van die woord. Duisternis is die teenoorgestelde van die vrugte van die gees. Amen. So maklik. Hoe weet ek as duisternis in my, as jy jou geduld verloor? Daai oomblik as jy dit doen, iemand het jy nou net kwaad gemaak, dan verloor jy jou geduld. So waar is jy nou? Jy is in die vlees, jy is donker. Maar nou, omdat jy die woord vroeg vanoggend gekry het en jy die woord gebid oor jouself, nou is jy reg en jy sterk van binne, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte, sê Efesiërs 6 Paulus. Dan is jy reg. Dan wanneer daai iemand is wat jou normaal as kwaad maak, word jy nie meer kwaad nie. Weet jy hoekom? Want jy behoort aan hom. Sy krag en sy liefde is in jou. Jy is daai geestelike boom. En waar jy so kwaad word, jy geduld verloor, is jy kalm. En is jy vriendelik. En weet jy, kalme mense en vriendelike mense, sy kop werk reg. Jy het altyd 'n antwoord. Jy gee altyd 'n gesonde, regte antwoord. As jy dit verloor het tussen jou ore, gaan jy nonsens begin praat, gaan jy slegte dinge begin sê, dan leef jy nie meer bediening uit nie. Jy is nou in die vlees. En dan sê Paulus, wandel in die gees, selfe gees. Dan sê jy nie begeerlikhede van die vlees word nie. Kry jou kop vol met hierdie kosbare woord, wie Jesus is. Jesus het gebid daarvoor. Hy is hierdie lewende woord. So kom ons vat hom, kom ons eet hom, kom ons sê vir onsself, ek kan nie genoeg daarvan kry nie. Hierdie woord het vuur in. Ek soek hierdie vuur van die Heilige Gees tussen my ore. Amen. Sodat ek 'n blessing kan wees. Johannes 17 vers 9 sê, ek bid nie vir die wêreld nie. Jesus sê, ek bid nie vir die wêreld nie. Ek bid vir die wat U my gegee het. Wow, en toe ek dit lees, toe voel ek so verlig. Toe dink ek, haai, weet jy, ons ek voel altyd so skuldig as ek nie bid vir die goddelose mense nie. Maar hier kom Jesus en hy sê, ek bid nie vir die wêreld nie. Ek bid net vir die wat U my gegee het. Dis familie. En hy sê, omdat hulle, ja, jy het nou nie daai res omdat hulle aan U behoort. Sê ek behoort Ek behoort aan die Here. aan die Here. En terwyl iemand dit nou sê, toe tel ek op die persoon sê, kan ek reg so iets sê vir myself? Jy weet hy gaan sê wat die woord sê. Weet jy, deel van gebedslewe is om verklaringe te maak. Om te verklaar wat die woord verklaar oor jouself. En wie is die woord? Dis Jesus. Hierdie een wat vir ons nou gebid het. Hy verklaar oor jou en hy verklaar jy saam met hom oor jouself. Ek is sy kind. Ek behoort. Kom almal sê saam met my. Ek behoort aan die Here. Ek is sy kind. Ek is sy kind. Amen. Wow. Amen. Nou kom ons by 'n baie goeie deel van die les. En dit is waar Jesus sê, hy bid vir ons vir ewig. Vang wat ek sê. Hy bid vir ons vir ewig. Hebreërs 7 vers 24. Maar hy
omdat hy vir ewig bly. Die hy is met 'n hoofletter geskryf. Besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. 'n Priesterskap wat op ander oorgaan, was in die ou bedeling, was daar priesters gewees en hulle net vir 'n sekere tyd lank was hulle priesters. Jesus Christus, wat die wonderlike hoëpriester is priester vir ewig. Wow, ja. Vir ewig en ewig en ewig en altyd. En hy is besig om vir jou en jou en jou en jou te bid nou op hierdie oomblik. Gaan na vers 25 van Hebreërs 7. Hy sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef. Altyd leef, onderstreep ek sommer. Omdat hy altyd leef. Altyd. Hy kan nie iets oorkom nie, want Jesus Christus leef altyd. Om vir hulle in te tree. Hy tree vir jou in op hierdie oomblik. Baie van ons vermoed ek word so alleen, daar's niemand vir my nie, niemand help nie, niemand tree in vir my nie. En tog wil ek hê ons verhoor moet skep. Die Bybel sê vir jou, verhoor, hy is op hierdie oomblik besig om vir jou in te tree. Want jy behoort aan hom. Amen. Jy is sy engel. Amen. Hy sê, want so 'n hoëpriester, Hebreërs 7:26, was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Yes. Hy is aan jou kant. Amen. En hy het jou saam met hom opgetrek, en daarom sit jy nou saam met hom in hemelse plekke, in beginsel, sê al in Efesiërs 2 vers 6. Hebreërs 7 vers 27. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, die aardse hoëpriesters, om vir eers sy eie sondesoffers te bring en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen. Sê allemaal net eenmaal. Amen. Net eenmaal Die gedoen. ou bedeling was 'n gereelde oordoen en doen en herinner Eenmaal aan jou foute en jou sonde. Toe Jesus gekom het, nuwe bedeling, 'n nuwe eon, 'n nuwe bedeling. Die ou bedeling van tydelikheid is weg, die nuwe bedeling van ewigheid, sê almal ewig, het aangebreek. Dis die beter, die ver beter bedeling waar ons nou is, ewige bedeling. Wat hy eenmaal gedoen het, toe hy homself geoffer het, dit was genoeg. Amen. Amen. Kragtig. Dit was genoeg. En die uitnodiging staan vir almal. Die uitnodiging is daar vir almal om sy genade aan te neem. Maar net die wat sy uitnodiging aanneem en sy woord aanneem, word sy eiendom. En net sy eiendom is deel van sy familie. Amen. Halleluja. Nou weet jy hier Romeine 8 vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Dis waar hy nou beonder is. Hy is in ons harte, deur die Gees. Yes. Vader is in ons harte, maar hy is ook in die hoogste hemele, waar ons nou gekoppel is. Dis nie ver van jou af nie. Dis binne in jou, jy is gekoppel daar. Ja, maar pastoor, hoe kan die hemel in my wees? Die hemel is so groot. Mense verstaan iets toch. Kom ek verduidelik het Dis net weer. geestelik. Kom ek sê weer. As ons die hele grote oseaan van die see, wie meer was al by die see? See is groot, né? Nou baie van ons vrystaters bring graag van daai seewater huis toe. In die ou dae het ons dit gedoen. Want iemand sê, as ek dit drink, jong, dit is so goed vir my maag. Vir my, weet my darmes so goed. En dan baie keer dan bring ons daai water hier na die Vrystaat toe. En dan vergeet ons dit in die karseboot. En as jy na so 2 weke daar gaan uithaal, dan stink dit. Want dit vrot geword. Want weet jy waarom die seewater gebly het?
in die see. Nou kom ons stel dit so voor, ons hemelse Vader is die groot see, magtige oseaan. Jy en ek is elkeen 'n druppeltjie van dieselfde see, water. Ons is in die see. En solank as ons deel is daarvan, bly ons vars en bly ons niet. Sê amen. So wanneer ons sê ons is verbind aan die Here, of die Here is binne in ons, wil ek nie daardeur sê, o ek is nou so groot en so oulik nie. Ek sê maar net, ek is 'n druppeltjie van dieselfde DNA, seewater, die val. En die groot geheim is, bly in die woord, bly in dieselfde Jesus, bly in die see, en dan bly jy vars. Die woord is altyd vars en niet, soos wat julle vanmôre hoor. Amen. So dit is baie mooi hier, Pastor Johannes 8 vers 4. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, nou, op hierdie oomblik, want jy sal hom verbind. Kolossense 1 vers 12 sê, hy het ons bekwaam gemaak, sê almal bekwaam. Jy het 'n bekwaamheid binne in jou, om deel te neem aan, saam met die heiliges, aan sy heerlikheid in die lig, aan oor in die hemelse dimensie. Vers 10, en alles wat myne is, dis vir Johannes 17, terug by Johannes 17 vers 10. Is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. Weet ek hierdie woorde nou hoor, die raak soos wonderlik opgewonde hier binnekant. Daai heerlikheid, ek ervaar nou daai heerlikheid, wie kan dit ervaar? Want hy tree nou vir my in, hy is nou binne in my, ek is verbind aan hom, en ek ervaar nou sy teenswoordige heerlikheid hier binne in my. So eintlik as ons hierdie liedjie sing, want we lief het God die wêreld, dat hy sy seun, is sy enigste gegee, as middelaar en steun. Ja. Eintlik is daai liedjie nie vir ons bedoel nie. Hoekom sê ek so? Dis vir hulle wat nog nie besluit het nie. So luister nou, besluit nou. Dit is 'n goeie tyd nou, vir almal van julle wat luister en kyk. Is dit nie 'n goeie geleentheid nou nie? Ek weet die Heilige Gees is besig om jou gesels met jou, praat met jou. Daai roering wat jy hier binne voel, daai honger nou, wees nou bly, wees baie opgewonde. Al wat jy nou moet doen is, sê net ja vir Jesus. Jesus se woord kom na jou en sê, hier is ek, my woord. Wil jy my aanneem, of wil jy my verwerp? Wie wil hom aanneem? Amen. Kom nou, Amen. maak 'n besluit. Kom ons bid sommer nou, kom ons bid sommer nou. Yes, amen. Vader, ons dank U nou dat almal wat 'n groot besluit neem, Yes, en Vader. hom aan te neem, Jesus die woord. 'n besluit om van eienaar te verander. Amen. Hou op nou om jou eie eienaar te wees van jou eie lewe. Maak Jesus die eienaar van jou lewe. Neem 'n sterk besluit en sê, Here, ek gaan nie meer slim wees in my eie oë nie. Ek gee nou oor. Amen. Here, neem U my lewe. Amen. Ek onderwerp my nou aan U, Here. Ek neem U woord aan. Amen. En nou weet ek, Here, Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, gee hy die mag om kinders te wees van die Here. En nou Vader, dankie deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ervaar ek nou daai mag, daai sekerheid om sy kind te wees. Amen. Amen. Goed. Dit's tog 'n verskil tussen jou kind en iemand anders se kind. Hallo. As jy daar buitekant is en twee kinders kry gelyk seer. Hardloop jy gewoonlik eers na die ander kind. Nee. Nee. Normaalweg as 'n ouer, jou kinders, wie gaan jy eers na toe hardloop? Nee, jou Jou eie kinders. kind. So dit So dis 'n intimiteit Ja. wat daar is Ja. as jy in God se familie is. Ja. Halleluja. En dis maar dis kosbaar. En dit wys vir my wie die Vader is. Het julle geweet die Vader is 'n familieman? Amen. Dis wat verbond beteken hier. Amen. Familie. Yes.
Ons is deel van sy familie. So moet begin. So Jesus het die prys betaal vir almal. Dis 'n oop check. Maar as jy nie dit vat en sy woord vat en dit invul en sê, dis vir my, ek neem 'n besluit en ek het God se woord lief en ek sal aanhou om God se woord lief te hê. Dan bly dit 'n teoretiese feit dat Jesus Christus het die prys vir jou betaal, maar jy het nie ingekoop in dit wat hy vir jou gehad het. Jy verwerp dit, in ander woorde. So hy sê, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. Want ek kom terug na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. En dis hoekom ek vandag die liedjie gesing het. Vader, ons is een. Ons is een. Halleluja. Nou waar is daai vers wat hy sê, Vader, net daarby afsluit, hè? Vader, neem hulle nie uit hierdie wêreld weg. Hy kom net so 'n Vader, keer ek daar. bid, ja, maar ons sal nou moet begin. Ja, maar ek wil gou hierdie Psalm gou doen. Psalm 24. Ja, Psalm 24, 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Net voor jy dit doen, want ek het hier geskryf, ek kan sê, all for one and one for all. Wat was daai fliek geweest? Drie Drie Musketeers. All for one and one for all. Hierdie is 'n goeie beginsel eintlik, dat dis vir die Here vir ons is. Hy is absoluut vir ons. Amen. En ons vir hom. Okay, dan Laat ek net gou hierdie twee woorde sê. Essence and possessions. As ek buitekant toe gaan en ek vat 'n spesifieke roos en ek ruik hom, dan ruik ek die essence. En baie rose kan so fantasties lekker ruik. Party rose, Jy kry nie 'n parfuum wat naby dit kom. party rose ruik na niks. So die essence gee vir jou die possession. So as jy God se liefde geruik het en jy aanvaar dit, dan maak dit jou his possession. En almal kan agterkom die Amen. woord dan. Amen. Kom nou. Amen. Psalm 24 vers 1. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So, one for all for one. Essence and possessions. Jy het dieselfde natuur as wat God het. Die essence wat God het, as hy jou Vader is dieselfde essence wat Jesus gehad het. En dis dieselfde essence wat jy het. So daarom versprei jy ook dieselfde aangename geur Gee. van Jesus Christus, want jy het dieselfde essensie Amen. binne in jou, jy behoort aan hom. En dan Handelinge 2 vers 44 en 45. Pragtig. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. Sê all for one and one for all. Yes. Nou hier is interessant. Hulle het volgende vers dat hulle eie besittings is verkoop en die opbrengs word almal verdeel. Ongelukkig nou met hierdie fiasco van 23 en 24 September toe baie mense weer al hulle goed verkoop en soos hulle al baie keer in die verlede gedoen het. En toe agternaas hulle baie hartseer en hy het selfmoord gepleeg omdat hulle nie meer besittings nie. Mense, dit is so onnodig. Jy kan nie hierdie skrifgedeelte gebruik vir vandag nie, want hierdie was voor die vooraand waar die groot gebeurtenisse sou kom, wat Jerusalem verwoes is en die tempel en 1,1 miljoen ongelowige Jode het omgekom. Dit is geskrywe in die kundige boek van Josephus wat hy opgeteken het. Dit het klaar gebeur meer as 2000 jaar gelede in die eerste eeu. 70 na Christus is Jerusalem verwoes en die tempel. So hierdie mense wat Handelinge 2:45 gelees het dit gedoen en hulle was reg. Hulle tydsberekening was reg. Hulle was op pad uit. Want dit gaan in elk geval als verwoes word.
Ek weet as iemand nou kom en sê ons dorp gaan nou verwoes word. Wat gaan jy doen? Jy gaan al jou goed vanaf verkoop, want dit gaan verwoes word. Jy gaan niks oor hê. Hallo, nou verstaan jy hoekom hulle dit gedoen het. Dit beteken nie ons moet dit vandag doen nie. En tog het dom mense dit weer gaan staan en doen. Want verteer, die sekere mense het harde tale begin maak, soos 'n kar wat sy tydberekening uit is. Die tydberekening was meer as 2000 jaar gelede vir daai mense. Dit maak sin vir hierdie mense dat hulle al hulle goed verkoop het. Vang julle? Dit maak geen sin vir vandag. Die ou bedeling, eon, Griekse woord, is verby. Die ou kosmos, wêreldsheerskappy of wêreldsienswyse, is verby. Die ou landstreek is verby. Ons leef nou in die ewige landstreek, ewige geestelike landstreek, waarvan Jesus die ewige koning is. En nou is ons in voltydsbediening om wat te doen? Om die goeie nuus, die blye boodskap, te vertoon. Ons praat dit net nie, ons vertoon dit ook met die vrugte van die Gees. Ons is almal in voltydse bediening. Wil jy 'n paar maande Jesus sê, I will love you until the end. Nou verstaan ons dit verkeerd. Ons dink daar's 'n einde. Die woord daarso wat hy daar noem is telos. En dit beteken, ek het jou lief met volle kapasiteit vir ewig. Amen. Hy het jou nie net lief totdat jy die tydelike met die ewige verwissel nie. Hy het jou lief vir ewig en altyd met volle kapasiteit. Ons sing daai liedjie. My God loves me. His love will never end. Amen. Dit beteken, dit hou nie op nie. Hoor jy? Gaan aan en aan en aan. Ek wil hê jy moet vandag hier uitstap en jy moet weet dat God het jou lief. Jesus het jou lief. Heilige Gees het jou lief. Al het mense jou verwerp. Weet dat jy behoort. Weet dat jy behoort. Jy is God se eiendom. Jy is in sy familie. Jy is geseël. Jy het 'n stamp op wat sê sealed with the Holy Spirit. This is God's possession. Amen. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dit sal nie ledig terugkeer nie, maar presies dit doen waarvoor jy dit uitstuur. Dankie Here, oor ons wat dit gehoor word, bring dit geloof in die harte. Vader, en so groei ons, en so kom ons altyd almal tot ons volle reg as u kinders van liefde vir 'n verlore gaande donker wêreld. En skyn ons u lig al helderder deur ons. In Jesus naam. En almal wat saam stem met glo sê. Amen.